Goeiemôre vriende, my naam is Pieter van der Merwe. Ek verwelkom soos elke keer, maar net weer elkeen van u. Dankie dat u inskakel. Ek het al so, jy weet, hierdie begeerte om eendag te weet, en ons sal eendag weet wie van u wat ek vandag waarskynlik nie persoonlik ken nie, dat ons mekaar sal ontmoet. En joh, wat 'n wonderlike ervaring sal dit nie wees nie in die teenwoordigheid van ons God en Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Dankie vir die skakel. Kom ons bid net saam voor ons oor vandag se onderwerpie praat. Here, ek loof u vir dit waaroor ons vandag gaan praat. Here, hier's 'n verborgenheid, 'n geheimenis wat u deur u Gees aan u kinders bekend maak. Ek vra dat u lig bring in elkeen, ook in my hart en verstand, wanneer ons hieroor praat, sodat u naam verheerlik word. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek praat vandag oor geheimenisse en misteries. Hulle word op verskillende name beskrywe in die woord van die Here. Nou 'n misterie of 'n geheimenis is iets wat nie sommer net, jy weet, die betekenis kom nie. Van hierdie goed was ek al oud voor ek het regtig verstaan het. Maar die Gees van die Here, dit is sy wil, hy begeer dit. Die Here Jesus begeer dit dat ons geheimenisse verstaan. En 'n geheimenis is sommer net in die oop, dat enige ou, dis 'n besonderse geskenk. Daar's 'n diepte aan wat spesifiek vir sy kinders bedoel is. Nou, ek gaan nou 'n lelike voorbeeld noem, en dis die Olimpiese Spele. Daar was 'n klomp misteries by die openingsseremonies. U het dit gesien. En het gehoor en gelees hoe baie daaroor gepraat word, veral oor die een van die laaste nagmaal, en die belaglik maak van die Here Jesus se diep verhouding daar met sy mense, waar die naaste nagmaal voor sy dood geniet en diep dinge vir mekaar gesê word. Dit word as 'n grap afgemaak. Daar was die misterie van hierdie gemaskerde fakkeldraer wat hardloop hier oor dakke. Nou, ek gaan nie oor die betekenis vandag praat nie, dis nie die doel daarvoor nie. Ek probeer net sê, wat is 'n misterie? Daar was onder andere die misterie van die figuur met die swart manel, die donker masker, wat 'n bepaalde betekenis het, en die goed het almal 'n bepaalde betekenis, en almal van hulle het 'n bose onderbou. Vriende, dis boos hierdie goed. Dis die vyand wat die massamedia gebruik, en toenemend gebruik, om mense te, jy weet, om self te openbaar vir wie hy regtig is. En die hartseerste is hoeveel mense toenemend die Satan aanvaar as die een wat hulle lewe rig en lei. Ek het nou die afgelope week weer gesien hoe 'n filmster by een of ander uitdeling van pryse Satan bedank vir dit wat hom vermag het, of wat ook al. Hierdie goed gebeur toenemend. Nou kom ons gaan na die woord toe. In die Bybel is 'n geopenbaarde geheimenis bring vrede, begrip, wysheid, insig. Dit bring lig, anders as dit wat die bose misteries bring. Vriende, dit is 'n geskenk van God vir sy kinders. God se wil, ek wil sê sy kosmiese wil, sy verborge wil, is nie sommer net voorop nie. Daar is altyd iets van 'n geheimenis, iets anders, 'n misterie aan. In die woord beskryf dit met hierdie presiese woorde. Dis nie sommer net in die oop nie. Dis 'n spesiale, intieme band, soos in die huwelik. En daarom word die huwelik soveel keer in die woord ook, jy weet, vir ons genoem as 'n voorbeeld van die Here Jesus se verhouding met ons. Ek wil nou 'n voorbeeld noem. Jesus sterf vir my sonde. Ek meen, dis 'n geheimenis wat ons net verstaan die dag as ons regtig vir hom sê, Here, u het vir my gesterf. Prys u naam daarvoor. Ek aanvaar hierdie daad van oorwinning oor sonde, dat u dit vir my gedoen het en my vergewe. Dit is 'n baie spesiale en spesifieke ding. Vriende, kom ons gaan kyk. Ek het so 7 misteries hier uitgehaal. Nou, daar is verseker ander. Kom ek noem hulle net gou vinnig. Daar is die misterie van sy godheid. Daar is die misterie van sy wil. Daar is die misterie van Christus. Die 4de een is die misterie van die koninkryk van God. Die 5de een is die misterie van die evangelie.
Die 6de is die misterie van geloof en die 7de en die laaste een is die misterie van die wegraping. Vriende, ek sê weer, daar gaan heel wat meer waarskynlik wees, maar ek haal hierdie 4 uit omdat ek dink dit is waarlik dinge wat ten grondslag lê, nie dat van die ander as daar nog is, nie ten grondslag lê nie, maar kom ons kyk hierna, want dit bring vir ons hopelik 'n wonderlike lig om te verstaan. Misterie van sy godheid. Vriende, ek gaan nou begin en ek gaan baie woord aanhaal. Ongelukkig is hierdie eerste woord, moet ek nou in Engels doen. Dit maak so, dis hartseer as vertalings so is dat 'n mens nie regtig die diep betekenis daarvan kry nie. En prys die Here vir Grieks, wat die oorspronklike taal is en wat ons kan gebruik as 'n basis om by die ware betekenis uit te kom. Maar ek gaan nou die New King James Version hier aanhaal. 1 Timoteus 3 vers 6, as u dit wil gaan kyk dit, dis maklik om te onthou. Almal ken Johannes 3 vers 16, hier is nou 1 Timoteus 3 vers 16. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. Vriende, dit gaan hier oor die misterie van sy godheid. Dis wie God is. Hy wil hê ons moet die misterie van homself en van dit wat hy bring na ons toe verstaan. Nou, heidene verstaan dit nie. Mense wat 'n ongeloof lewe, sien dit nie, of verstaan dit nie, of ervaar dit nie. Vir u en my is dit 'n lewenservaring. Dit is 'n dag tot dag waarheid wat in ons geplaas is, omdat God met ons in 'n baie besonderse verhouding lewe. Ek lees vir u Openbaring 10 vers 7. In daardie tyd, wanneer die 7de engel sy trompet sal blaas, sal God se verborge bedoeling verwerklik word, soos hy dit as goeie boodskap aan sy diensknegte, die profete, bekend gemaak het. Vriende, ek het oud geword. Nie baie lank terug nie, het ek eers besef wat is hierdie verborge bedoeling. En die Gees maak dit oop. Ek het dit nooit verstaan nie. Openbaring 10 was vir my een van die vreemdste hoofstukke, tot 'n mens besef, dit gaan hier oor Israel. Die verborge bedoeling, soos hy dit as 'n goeie boodskap aan die profete bekend gemaak het. En dis soos die Gees het vir my kom wys het. Wat het hy aan die profete bekend gemaak? Wat in Openbaring belangrik is, dat die totale Israel gered gaan word. En ons lees dit in Romeine, ons lees dit ook in die Ou Testament, ons lees dit in Sagaria, waar 2/3 doodgemaak sal word, maar 1/3 volledig om gaan aanvaar as Christus Jesus. Nou kom ons kyk in die tweede plek na die misterie van sy wil. Ek lees in Efesiërs 1 vers 7 tot 10. Deur sy geliefde seun is ons verlos, deurdat hy sy bloed vir ons gestort het. Ons oortreding is vergewe, omdat God die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee het. God, wat al die wysheid en die insig het sy geheime plan aan ons bekend gemaak. So het hy het reeds voorheen met die oog op Christus goed gevind, om hierdie geheime plan in die volheid van die tye tot uitvoering te bring. Hierdie geheime plan is om alles wat in die hemel en op die aarde is, onder een hoof te verenig. Hierdie hoof is Christus. Vriende, die Ou Testament tye het dit nie verstaan nie. Ja, daar was heenwysings na die Messias wat sou kom. Daar was Moses het al gepraat van iemand soos hy wat eendag sal kom, maar dit was 'n misterie en dit is geopenbaar in hierdie tyd aan ons, die kerk van die Here Jesus, die laaste kom ons sê periode, era, voordat hy kom. Ons verstaan dit. Vriende, die misterie van die wil van God is Jesus Christus, die volmaakte wil. Daarom praat hy van sy geliefde seun wat ons verlos deur sy bloed. U kan hy gedeelte weer gaan lees. Dis sy geheime plan dat sy seun moes kom. Jesus was van ewigheid af daar, maar dat hy moes kom in die volheid van die tyd, soos die woord hier sê.
Dan die misterie van Christus. Dis stem baie ooreen met hierdie een wat ek nou net gesê het. Ek plaas hierdie vorige enetjie onder die misterie van sy wil, hierdie een die misterie van Christus. God het hierdie geheime plan nie in vorige geslagte aan mense bekend gemaak nie, maar nou het hy dit deur sy gees bekend gemaak aan apostels en profete wat aan hom toegewy is. Vriende, hierdie is so belangrik. Almal verstaan dit nie. Kom ons lees verder, vers 6. Die geheime plan is dat die nie-Joodse nasies deur Christus Jesus saam sal deel in die erfenis van God se volk. Dat hulle saam lede van dieselfde liggaam is en saam deel het aan die beloftes wat op grond van die goeie nuus verkry is. Here, vriende, ons gaan as nie-Jode eendag saam met hom voor hierdie troon van God staan, saam vir hom dien, saam met ons regeer oor hierdie wêreld, soos die woord vir ons sê. Dis 'n geheimenis wat bekend word. Vriende, ek lees Kolossense 2 vers 2 en 3. Dit is my doel dat hulle moed sal skep en deur liefde aan mekaar verbind sal wees. Ek wil hê dat hulle insig skatryk en oorvloedig sal wees. Ja, dat hulle God se geheim heeltemal moet ken, naamlik Christus. In die eenheidsband met Christus is al hierdie geheime skatte van wysheid en kennis te vind. Vriende, die misterie van Christus, hierdie misterie word openbaar in die eenheidsband met hierdie Christus, sodat sy geheime skatte deel kan word van u en my lewe. Kom ons gaan kyk in die vierde plek na die misterie van die koninkryk van God. Markus 4 vers 11 en 12. Jesus het hulle geantwoord: julle word bevoorreg om die geheim van God se koningsheerskappy te verstaan. Maar vir die buitestanders bly hierdie dinge blote gelykenisse, sodat die skrifwoord vervul kan word. Nou haal Jesaja 6 vers 9 tot 10 aan, sodat hulle kan sien wat ek doen, maar nie die bedoeling daarvan verstaan nie, sodat hulle my woorde hoor en dit tog nie begryp nie, sodat hulle nie van hulle sondes wegdraai nie en vergewe word nie. Vriende, hierdie laaste gedeelte is presies die posisie waarin ons is voordat ons verstaan, voordat hierdie geheimenis ons deel word. Nou, ek wil net een dingetjie gou sê oor die koningsheerskappy. Vriende, dit is 'n ongelukkige vertaling wat in my vertaling voortdurend herhaal word. Die koningsheerskappy van Christus is 'n woord wat mense gebruik wat sê dat die kerk die nuwe Israel is. Want dit wat aan Israel toegesê word gevat aan die kerk. En dit is absoluut jammer dat hierdie woord gebruik word. Dit word gebruik deur mense wat, soos ek sê, dit glo. Dit moet doodeenvoudig wees die koninkryk van God, of die God se koninkryk. Hy noem dit 'n geheim, hierdie koninkryk van God, om dit te verstaan. Buitestanders bly dit blote gelykenisse. Jy kan gaan lees die gelykenisse van die Here Jesus. En hoeveel keer het ek gelykenis gelees en nie verstaan dat hy die sentrale figuur in daai gelykenis is. Hy gebruik woorde om homself te beskryf, soos die koning wat weggaan en weer kom, soos 'n ryk man, jy weet, wat werk gee vir sy kinders en so aan. Dis 'n geheimenis en die goed kom tot die lig totdat wanneer ons dit verstaan. Vriende, die vyfde een is die misterie van die evangelie. Bid ook vir my dat wanneer ek moet praat, woorde aan my gegee sal word om met vrymoedigheid die geheime plan van die goeie nuus bekend te maak. Nou, hierdie geheime plan is die evangelie van Jesus Christus. Dit is die waarheid. Dit is wat ons moet weet om Jesus Christus waarlik te verstaan en wat 'n verhouding met ons bid. Nou vra hy hier dat hulle vir hom moet bid, dat wanneer hy praat, woorde aan hom gegee sal word om hierdie geheime plan van die goeie nuus bekend te maak. Vriende, kom ons vra almal daarvoor, dat wanneer ons mond oop gaan, ons het mos die vrymoedigheid om dit te doen. Dis 'n belofte, nie net vir Paulus nie, dis 'n belofte sy kinders, dat wanneer ons mond oop maak om oor die Here te praat, dat die geheimenis daarin loskom en mense begryp
presies wat bedoel word. Ek gaan na nommer 6 toe, die misterie van geloof. Hulle moet verbind wees aan die geopenbaarde waarheid van die Christelike geloof. Hulle moet met 'n skoon gewete lewe. Hierdie geopenbaarde waarheid is die Christelike geloof. Vriende, geloof is 'n misterie. Maar geloof kan jy nie verwys, hier is geloof nie. 'n Mens, dis 'n innerlike, intieme ding wat die Gees van die Here in ons bring, wat 'n mens kan noem sekerheid dat ons glo in Jesus Christus. Begrip dat ons kan weet wat is die waarheid, die misterie van geloof. Ons sien dit wanneer mense wat nie glo nie, sommer net in 'n woord of in 'n wat ons noem bekering, die geloof kry om in Jesus Christus te glo. Dis 'n misterie. As mense kan ons dit nie beskryf nie. Ons, waarskynlik het almal van u wat u luister, die dag toe ons Jesus Christus aanvaar het, ons daai misterie verstaan. Vriende, en dan die misterie in die 7de plek van die wegraping. Nou, ek lees vir 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 52. Ek wil aan julle 'n diep waarheid vertel, wat God aan ons bekend gemaak het. Dit is dat ons nie almal sal sterf nie, maar dat ons almal sal verander word. Dit sal dadelik, ja, in 'n oogwink gebeur, wanneer die laaste trompet weer klink, want as die trompet sy klank laat hoor, sal die dooies met onverganklike liggame opgewek word, en dan sal ons ook verander word. Vriende, 'n trompet in Openbaring word net geblaas voor 'n besonderse geleentheid, gebeurtenis, ramp, wat die koms van Jesus Christus aankondig, eintlik. Nou, die misterie van die wegraping, dis die diep waarheid word dit hier beskrywe. En intieme, dat dit intieme wil van God is, né? God maak dit bekend dat ons hierdie intieme waarheid verstaan, dat hy sy bruid kom haal by die wegraping. Dit gebeur in 'n oogwink. As die Here Jesus kom, is dit 'n gewonderlike gebeurtenis waar hy op 'n wit perd kom wat die hele wêreld hom sal sien. Maar by die wegraping is dit in 'n oomblik. Die wêreld gaan dit nie sien nie. Jy gaan net miljoene mense skielik verdwyn van hierdie wêreld af. Dit is 'n baie, baie besonderse misterie wat soveel mense binne in die kerk nog steeds nie verstaan nie. Vriende, ek lees nog een, Romeine 8 vers 19. Die skepping smag na daardie dag wanneer God sy kinders openlik bekend sal maak. Om iets openlik bekend te maak is 'n misterie wat die wêreld sal sien. U en ek weet dit, maar die wêreld ken dit nie. En daar gaan baie ontnigtering, ongelooflike ontnigtering wees, die tyd wanneer God dit bekend maak. Vriende, ek lees vir Markus 4 vers 22 tot 25 as 'n afsluiting. Kom ons kyk hierna. Alles wat nou geheim is, sal bekend gemaak word. Alles wat nou verborge is, sal aan die lig kom. Elkeen wat kan hoor, moet goed luister na wat ek sê. Hy het ook vir hulle gesê, maak seker dat julle goed aandag gee aan wat julle van my hoor. Hoe meer julle luister, hoe meer sal julle verstaan. Julle sal boonop nog meer ontvang. Wie julle oopstel vir my onderrig, vir hulle sal nog meer gegee word. Maar wie dit nie doen nie, van hulle sal selfs die bietjie wat hulle het, ook nog weggeneem word. Wat 'n diep woord. Vriende, die kern van hierdie ding is om te luister. As ons die woord benader met 'n oop gemoed, met spreekwoordelike ore wat hoor, dan hoor ons wat die Here Jesus en wat die Heilige Gees vir ons sê, wat God vir ons wil sê. Alles wat nou verborge is, sal aan die lig kom. Vriende, wat nou verborge is, gaan ook vir die heidene, ook vir die ongelowiges, die mense wat nie Jesus Christus wil aanvaar as Messias nie. Dit gaan ook vir hulle bekend word. Maar vir die van u wat nou lewe, sluit myself in, wat goed luister,
kan ons nou reeds dit verstaan en ontvang, en die Here se wil is dat hy dit graag aan sy kinders wil bekend maak. Ek lees net weer vers 25. Wie hulle oopstel vir my onderrig, vir hulle sal nog meer gegee word. Met ander woorde, is van u en ek wat nog nie alles volledig weet of verstaan nie. Die Here Jesus wil dit meer. Hy wil meer van sy dinge aan ons bekend maak. Nou ja, hy sê ook hierdie harde woorde van hulle, wie dit nie doen nie, met ander woorde, wie nie luister nie, van hulle sal nog selfs die bietjie wat hulle het ook weggeneem word. Dis 'n harde woord. Dis 'n harde woord vir kinders, vir mense wat die woord lees, dink hulle doen dit uit gewoonte, en nie dink nie, hulle doen dit maar uit gewoonte, omdat dit verwag word, maar hulle verstaan nie regtig nie, hulle het nie hierdie diepere insig nie. Mag die Here elkeen van u en van my seën met hierdie diepere insig. Dit is sy wil. Mag die Here u en my seën ook in ons lewe vorentoe. Ons leef inderdaad in die laaste dae. En ons het so nodig dat ons die volle evangelie, die volle waarheid, die geheimenisse ken, wat God in sy groot almag aan ons wil bekend maak, as 'n kleinood, as 'n diepheid, wat 'n skat, wat ons in ons harte en ons gees kan bewaar tot sy eer. Here, ons dankie dat ons u woord het. Ons dankie vir wie u is. Ons dankie, Here, dat daar geen skadu van omkering by u is nie. Die woord sê dit. Daaraan hou ons vas, dat dieselfde Here wat die hemel en die aarde geskape is, dieselfde Here is wat sy geheimenisse met ons wil deel. Dit bly my wens en gebed vir elkeen van ons wat hier luister. In Jesus se naam. Amen. Vrede vir julle.